Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gecompliseerd. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Baie dankie aan die Praise and Worship groep. Dankie vir julle toewyding en energie vir môre. Môre geloofsfamilie, mag jy 'n wonderlike dag hê. Jy is op jou 4de dag van jou reis om die son. Jy is al klaar 4 dae besig om te ry. Dit gaan jou nog 'n hele rukkie vat tot jy by die einde van die jaar kom, maar jy het enkele dae gelede jou reis voltooi. En as jy by 'n nuwe jaar, so namens my en Anne-Marie, mag jy 'n wonderlike belewenis hê hierdie jaar. Geestelike groei, versterking en alles wat met jou gaan gebeur. Dat jy net kalm sal wees en by die Here sal wees. Ek wil graag vanmôre met jou gesels, anders as wat die tema aangedui is. Ek het dit reeds begin Desember moes gee, het ek van tema in die vakansie verander. Ek gaan later vir jou sê, maar dit gaan min of meer op dieselfde neerkom, sonder om die tema direk te gebruik. Kom ons steek 'n bietjie hande op. Wie is tussen 35 en 50 jaar oud? Wie is tussen 35 en 50? Nou, ek gaan nou eers met jou gesels en dan later met die ander wat ouer is of jonger is. Nou, 'n man het so in sy vroeë 40's het hy op die stoep laat aand gesit en had 'n koelwyntjie gewaai. Die vuur het baie laag gebrand en op daai stadium het hy die limonades bietjie gelos en het hy koffie gevat. En so dink hy toe terug aan wat die laaste week in die vakansie gebeur het. Hy het per ongeluk 'n e-pos oopgemaak en hy het iets van die werk gesien van die 5de Januarie en dit het hom in 'n groot mate ontstel. Maar hy dink ook terug met seer en pyn aan die traumatiese gesprek wat hy met sy seun gehad het. Want sy seun is 16 jaar oud en hy het in die vakansie 'n vrou van 22 ontmoet. En hy kry sy seun nie daar weg nie. Hy besef dat die skoolfonds is nog nie betaal en die registrasiefooi nie en hy weet nie waar gaan hy daai geld kry nie. Hy weet sy dogter het skoolklere nodig. En hy word stil by die Here terwyl die vuurtjie laag brand en hy sy koffie drink. En al wat hierdie 40, 50, 40 plus jaar gemaak kan sê is, Here, ek kan nie alles doen nie. Here, ek kan nie alles doen nie. En so is dit die hele jaar wat verby is, daai gevoel van mislukking en onnugtering en krisisse, dat jy by 'n punt kom en sê, Here, maar ek kan nie alles doen nie. Dit het net vir my te veel geword, op 'n tyd van my bagasie van die verlede en die jaar het ek oorgedra na die nuwe jaar toe. In vroom woorde word die ou jaar vir my gesê, jy moet net vasbyt, jy moet uithou, dit sal beter gaan. Maar voel dit vir jou of die sand van die see onder jou voet weg gekalwe word? Lei jy eintlik aan innerlike aardbewings? Dit kook en dit bruis in jou, want Here, ek kan nie alles alleen doen nie. Ek het u hulp en u sorg nodig. Daarom, liewe familie, gaan ons vanmôre met mekaar anders praat. En ek wil graag met jou praat vanmôre oor vlug weg van God. Hoekom vlug jy nie weg van God nie? Want in die jaar wat verby is, het jy soveel trauma beleef en krisisse ervaar, dat die bane in jou brein het daarop gereageer in die onderbewuste. En jy sukkel en jy kry swaar en jy struggle. En jy is opstandig, want die Here hoor nie. Ag, en die Here verstaan my nie eintlik nie. Ek wil net wegvlug. En die wonde wat ek hierdie jaar opgedoen het, hierdie wonde het vroeg begin, maar ek het die hele jaar hierdie wond saamgedra, en ek sit nog steeds met hierdie wond. En as iets op die TV gebeur, is dit 'n trigger wat
wat net daai wond weer oopbreek. Jy weet mos as jy jou vinger gesny het, of jou elmboog of jou knie beseer het teen die tafelpoot, dan stamp jy hom mos nou gereeld, nie waar nie? En elke keer is dit bloed en seer, en dis wat gebeur as jy wegvlug van God af. En dan is daar redes, hoekom vlug jy weg? Jy is so trots, dat jy dit nie wil erken nie, want jy is eintlik beter as God. Want jy kan net ChatGPT oopmaak en hy gee vir jou dit in bullet formaat en hy kan vir jou grappe byvoeg en hy kan vir jou prente byvoeg en hy kan dit vir jou in enige taal skrywe. Is me, myself and I. Ek het God nie eintlik nodig nie. Maar dan was daar miskien die pyn van sonde wat jy die afgelope tyd beleef het en het jy dalk in hierdie 4 dae reeds sonde beleef. As nog 'n rede hoekom mense wegvlug van God af. En as hierdie verhouding wat jy met God het eintlik totaal verbreek. Want sonde is 'n gebreekte verhouding. Nie net teenoor mense nie, maar ook teenoor God. En sukkel jy om weer met selfvertroue te kan bid. Lanklaas Bybel gelees. Lanklaas die app op jou foon oopgemaak, want daar's 'n afstand. En jy het Kersfees net meganies gedoen. En jy was nuwe oujaarsdag hier en jy het dit net meganies gedoen. En ek wil nie so ver gaan om te sê jy dalk vanmôre net die maaltyd meganies gedoen. Want die groepsdruk is te groot. Maar daar's sonde. Maar die wonde van pyn en lyding, God is nie daar nie. God was nie by my toe ek in die laaste oomblik in die sterfkamer gestaan het. God was nie by my toe my huwelik in stukke gebars het. God is weg. En hierdie is so baie persoonlik, familie. Maar weet jy, op hierdie dag is daar 1 uit 69 mense in die wêreld wat vlug. Dink maar aan Myanmar, dink maar aan Gaza, dink maar aan Somalië en die DRC, dink maar aan Oekraïne, dink maar aan die ISIS wat in die noorde van Mosambiek beheer oorgeneem het. Mense vlug. 1 uit 69 vlug in die wêreld. Hoe ver het jy al van God gevlug? Maar jy mag vlug. Maar die belangrikste sin vanmôre is nie wegvlug nie, maar regvlug. Nie wegvlug nie, maar regvlug. Want wegvlug beteken, ek gaan weg van alles af. Maar as ek regvlug, het ek die littekens. Ek het een keer my vinger hier gesny toe ek biltong wou sny. En dit was 'n taamlike wond, vermoed ek, maar ek kan dag en datum en die mes en die biltong nie onthou nie. Al wat ek hier het is 'n litteken. En jy sien as jy regvlug, het jy littekens van die wonde van die verlede. En is daardie litteken van sonde en trots en pyn en 1 uit 69 is net 'n litteken van die rou van die verlede. En almal het littekens. Ongeag wat dit is. Psalm 46 wil vanmôre vir jou kom sê, jy mag vlug, maar jy moet vlug na God. Dis die enigste plek waarna toe jy kan gaan, en as jy oujaarsdiensie was uit Psalm 116 van Dawid, sal jy sien ons eindelik kruis en munt van dieselfde saak, net uit verskillende hoeke belig. So ek gaan nie vanmôre met jou praat oor gereedskapkasse nie. Ek gaan met jou praat oor vlug na God. En wil ek graag vanmôre jou nooi om jou Bybel oop te maak of die app op jou foon oop te maak, want jy het dit telke male gehoor in die laaste week en ons gaan dit vir jou aanhoudend sê, maak net jou app op jou foon oop. Highlight sekere gedeeltetjies, maak notas. Ons sien hier's baie mense wat notas maak soos wat die preke vorder.
Dan kan jy dink as jy nou vir jou 'n joernaal koop en jy maak elke Sondag op 1 bladsy notas, het jy 52 preke. Wanneer jy teruggaan en waarin jy reflekteer en weer krag kry op 'n sekere oomblik, op 'n sekere dag, en trauma skryf jy in rooi en in blydskap skryf jy in groen, maar jy het littekens. In Psalm 46 wil vanmôre vir jou sê uit die boodskap. Professore van universiteite het hierdie straatvertaling vertaal uit die oorspronklike taal, maar meer verstaanbaar vir ons gemaak. Jy gebruik dit naas die formele 83 en 2020 vertaling. The Message is nog ene, die lewende vertaling is nog 'n voorbeeld. En ek gaan vanmôre vir jou lees uit die boodskap, en deur die hele preek gaan die boodskap dan aan die orde wees. Vlug weg. As ons in ons nood wil vlug, kan ons na God toe vlug. Hy is baie sterk. As ons beskerming soek, sal hy die Here ons beskerm. As ons in die moeilikheid is, sal hy ons help. Dis waarmee hierdie Psalm begin. Kies jou roete. Kry betyds jou vlugposisie, jou koördinate of jou GPS ingestel. En as jy wil vlug, dan vlug jy hiernatoe, want jy kies God. As ons in ons nood wil verkeer, wil vlug, God kan ons red. Waar na toe? Ons het net nog gesê, waarom vlug mense? Maar wat gebeur as jy na God toe vlug? Jy draai jou gesig na God. Jy kyk Godwaarts. Jy gebruik die elemente van die brood en die wyn. En dit versterk jou net, en jy kyk vorentoe, want dit word deur God vir jou gegee as 'n gedagtenismaaltyd. Sê ek het in Jesus vir jou gesterwe. Die brood en die wyn is 'n teken daarvan, Godwaarts. En ewe skielik begin jou brein nuwe paaie word, sê die sielkunde. En jy skep vir jou 'n nuwe gedrag en 'n nuwe fokus en 'n nuwe perspektief, want dis al wat jy kan doen is ek vlug, maar ek kies God. Hy het altyd oop arms. En jy het miskien in die verlede ook die triek van die verlore seun gedoen, en jy het jou geld geneem, onthou jy? En hy het ons gaan bly en hy het dit deurgebring, sê die teks, en hy het dit in die hokke van die varke geëet, die peule. En toe staan sy pa daar met oop arms, en die bedoeling van die teks is dan juis in die tweede gedeelte, Godwaarts. Hardloop in God se arms in. Toe jy toe jou kind 2, 3, 4 was, het hy so na jou toe gehardloop en jy het afgebuk en hy het in jou arms gespring, en as hy nou 18 is, soos wat myne eendag gedoen het, toe het ek amper omgeval agtertoe, maar ek moes mooi beweeg. Godwaarts. Psalm 18, Psalm 22, Psalm 118 skrywe. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy die belangrikste klip in die gebou geword. Die ander vertaling, die klip wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Jy sien, as jy Godwaarts vlug, dan is dit die eerste belangrikste steen wat in die ou tyd van die Jode neergesit is as 'n gebou gebou word. En rondom daai steen is die res van die gebou opgebou. Maar hierdie teks kom uit Handelinge 4 vers 11. So 'n bietjie agtergrond, Petrus praat met die leiers van die volk, sy tweede toespraak, en hy beskuldig hulle dat hulle Jesus eintlik verwerp het. Want jy sien, as jy wegvlug van God, dan kies jy jou eie hoeksteen, jou eie begin. As jy na God toe vlug, dan word hy die hoeksteen van jou lewe. So ek gaan dit herhaaldelik sê, soos 'n kringbeweging, vlug na God. En ek nooi jou uit om vanmôre in die Psalm 4 groot hoogtepunte te merk, wat vir jou sê, hoekom moet jy Godwaarts vlug? Die eerste rede, as jy reg vlug, is skrik verby. As jy reg vlug,
is skrik weg. Wie skrik vir 'n rower in die huis? Hande, daar's nie eintlik veel nie. Wie skrik as 'n padda afspring in die kombuis inspring? Wie skrik vir 'n padda? Wie skrik vir 'n muis wat uit jou kind se hok uitkom toe hy die hok skoonmaak en hy skarrel? Wie skrik vir 'n muis? Ek skrik vir hoogtes. Dis nou ernstig, ek en hoogte is nie vriende nie, leer is te hoog somtyds. Maar party mense, weet jy, is verskrik. Daar's baie verskrikte mense. Maar as jy reg vlug, is skrik weg. Maar skrik gee vrees. Skrik maak my bang. Skrik laat my skree en gil en die besem gryp om net die padda te verwilder. Skrik skep vrees. En ek raak so bevrees dat 25% van mense nie hulle kinders laat buite speel nie. 18% sê hulle gaan nie alleen rondloop nie. Onthou jy hoe jy kafee toe geloop? Jy het met jou fiets skool toe gery. Jy het in die stede gaan winkelvensters kyk hierdie tyd van die jaar. Nou gee ek dalk my ouderdom weg. 4% loop met vuurwapens. Ek weet nie hoeveel is hier nie, maar ek sien hulle partykeer hier in die kompleks. Want mense skrik en hulle raak bevrees en dis hoe hulle reageer. En bitter min mense laat hulle kinders skool toe loop, hulle laai hulle af. Jy staan in toue, onthou jy toe die brug toe was, in watse eeue toue lank het jy gestaan, ure, minute. Jy het 6 uur gery om 20:06 af te laai, en as jy uur te vroeg by die werk. Waar is jou vertroue? Waar lê jou anker vanmôre? As jy reg vlug, is jou skrik weg. 'n Vrees het 'n plek. Jy mag vrees. Jy mag bang wees. Maar lees saam met my vers 3 en 4. Vers 3 en 4. Ek gaan net eenetjie terug. Daarom skrik ons vir niks nie. Al sou die aarde bewe en dit lyk of die berge in die see wil wegsak, ons is nie bang nie. Blaai aan. Al druis en skuim die see en al skud dit die berge heen en weer. Vlug uit jou skrik uit. Vlug na God die sirkel. Gee God ruimte om elke dag by jou te wees en gaan net een skryf terug asseblief. Jou vrees is weg. En gebruik jy hierdie 2 metafore van die aarde wat bewe en aardbewings en tsunamies wat alles verwoes. En al gebeur al hierdie chaos rondom jou, selfs in jou eie klein wêreldjie, liewe vriende, selfs in jou eie klein wêreldjie sê hy vir jou vir 2026, skrik nie. Ons is nie bang nie. Want jy is vanmôre 'n dapper muis. En jy skrik nie vir 'n valletjie nie, en jy skrik nie vir die kat nie, en jy skrik vir niks nie, want jy hardloop na God met jou skrik. Want as jy hier ry binne 3 sekondes, gaan sluit jou kar se deure van self. Jou skrik is weg want jy het die alarm by jou huis geaktiveer. Jou skrik is weg as jou kinders hierdie volgende week of 2 hulle lokker by die skool sluit en hulle daar hulle goed bære. Dan skrik jy nie meer nie. By God is jy veilig. God wil vanmôre na jou kom en by jou sê, teenoor al hierdie chaos is ek steeds dieselfde.
Maar weet jy, ons het iets van hierdie skrik belewe, so 'n klompie jare terug, in Kanarieland 66, waar ons gebly het, is daar die aand 'n man voor die bed, en die wors rond in die koggie is gereed, en hulle blaf. En al wat die man sê is money, phone, laptop. Maar hy lyk vir my klein, sommer so man, ek wil nog duik na hom toe, maar ek word deur 'n vrou se krag teruggehou. En al wat die man sê, come man, en jy moet dit gaan probeer, Boeta, gaan klim nou as jy by die huis is, lig jou dubbelbed op, by die basis ook, en dan klim jy daar in kop eerste. Dis wat ek moes doen. Ek het later geglimlag oor daai prentjie, maar weet jy hoe lyk dit seker van buite af? En hy vat Annemarie buite toe, en hy sluit die deur, ek hoor haar sluit die deur. En hulle is af van die gang, en toe hulle in die TV-kamer kom, toe gaan die alarm aan. En toe hardloop hy daar, deur die venstertjie wat hy deur gekruip het. Ons het groot geskrik. En al was daar sekuriteitswagte, het ons die kamer deur gesluit, en die twee seuns het hulle kamer deure gesluit. En ek het onder die bed net gelê en bid, want ek het gewag vir die geweerskoot. Ek het geskrik. Toe ons dae later deur terapie is, toe besef ons maar, dis genade dat nie een geskiet is. Dis genade dat die seuns nie wakker geword het. Dis genade dat ons nog by mekaar is. As jy skrik, moet jy reg skrik. Maar as jy na God toe vlug, is jou skrik weg. Maar hierdie psalm gaan aan, en dan sê die psalm verder, in vers 5, hardloop in jou vreugde in. Die vloei van waterstrome bring vreugde in die Godstad. God self bly daar. Daarom sal niks slegs dit kan tref nie, voor hulp nog nodig is, het God reeds gehelp. In die Ou Testament was God die bron van vreugde. Het hulle na God toe gegaan, teenoor die chaos van 3 en 4, kom hierdie vers en hulle sê, maar God is in beheer. God het reeds gehelp, 'n verlede tyd woord. God het ons reeds in Kanarie 66 beskerm. Al moet ek onder die bed duik, God was reeds daar. En nou kom jy by die huis, en nou kom jy volgende week by die werk, en dan sê jy vir jou vriende, ek is so bly, ek is so opgewonde, ek is so vol vreugde. Dan sê hy vir jou, wat het oor jou lewe geloop? En dan noem hy vir jou 3-4 redes hoekom sy vakansie 'n totale chaos was. Want hy wil jou aftrek. Hy wil nie hê jy moet bly wees nie. Hy wil nie hê jy moet vreugde hê nie. Hy wil hê jy moet mismoedig wees. Hoeveel vreugde het jy hierdie vakansie gehad? Hoeveel blydskap en opgewondenheid om familie en vriende weer te sien, vakansie te hou of by jou huis die tuinroete te doen, maar hoeveel vreugde jy beleef? En wil jy nie hierdie jaar elke dag 'n foto neem met jou foon van iets moois? Party mense ry oor hierdie lang afdraande en dan sien hulle die son wat opkom daar oor PMR se skoorsteen. Party mense sien die lag in hulle hond se oë of die Afrikaners wat nou blom en die roosknop wat oopgegaan het. Neem 'n foto. Skep vir jou vreugde oomblikke, skep vir jou 'n ruimte waar jy veilig is. Want dis wat vreugde is. Maar wat belangrik. Hy sê daar's vreugde in die Godstad. Weer 'n bietjie agtergrond. Vir die Jode was in die tyd van die Ou en Nuwe Testament die Godstad Jerusalem. Hulle het geglo God woon in die tempel, hulle het gereeld hulle offers gaan bring 3 keer 'n jaar. Hulle het gereeld by die tempel aanbid.
9 uur, 3 uur, 6 uur. Hulle staan nou nog, die ortodokse Jode by die klaagmuur, en sit hulle briefies daarin, want dis die Godstad. Maar vlug na vreugde, vlug na vreugde na Jerusalem, die nuwe Jerusalem, die een wat Openbaring 21:22 in 'n beeld vir jou sê, God maak 'n stad gereed, 'n nuwe stad. Vlug daarheen, want daar's geen pyn en seer en lyding en trane en dood nie, want God self woon by hulle. En al jou geliefdes wat jou vooruit gegaan het in die jare wat verby is, my ma, my pa, ensovoorts, my 2 pa's, my 2 ma's, leef in die nuwe Jerusalem. En ek verlang en ek mis en is seer en is pyn, maar daar's my vreugde want hulle lewe. En weet jy, toe hy oorstap einde laas jaar, my pa het hy nie 'n paspoort nodig nie. Maar in daai paspoort is daar 'n stempel gewees, die ewige lewe. Want hy wat in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie, en al sterwe hy ook, sal hy vir ewig lewe, sê die Here Jesus, want hy is die opstanding en die lewe. Dis vreugde. Dis as jy wil vlug, moet jy reg vlug, want jy sien, the religion as members, the kingdom of God as citizens. Neem 'n foto. The kingdom of God as citizens. Teenoor die chaos van die aardbewings en die skuimende see, en al bewe jou berge in jou volgende tye, het jy die littekens, maar jy's 'n burger van die koninkryk van God. Dis wat die Psalm sê. Maar nou is daar ook 'n ander kant wat nie in die Psalm is nie, maar wat ons kan byvoeg, en dit is, daar's 'n ander paspoort ook, het jy geweet. Die paspoort na die hel. En hy het ook 'n ewige stempel. So as jy vanmôre hier sit en jy weet nie wat hier staan nie, the kingdom of God, en jy het nie idee van hierdie sinlose prentjie wat Herman vir jou wys nie, is jy op pad hel toe, so seker as wat dit vandag die 4de Januarie is. Daai paspoort is 'n stempel. God dank, die genade is so groot dat ek nie daai paspoort het nie. Want is net genade dat ek die Here Jesus kon aanvaar het as verlosser op 16 in Waverley. Het is net genade dat hy vir my die paspoort gegee het om 'n burger van sy koninkryk te wees. En daarom, liewe vriende, in die geloof vorm ons hierdie groep mense wat sê daar's vreugde in die Godstad. Hou daai paspoort altyd naby jou. En as jy wil skrik, moet jy reg skrik en jy moet dan na God toe vlug. Want hy is in die Godstad. As jy vlug, het jy geen vrees. As jy vlug, deel jy in God se vreugde. Reg vlug. Nou gaan die Psalm aan en dan sê hy, reg vlug is ook God antwoord betyds. Kyk vers 7. Mense is verskrik en sterk regerings bewe, maar God hoef maar net te praat, dan verkrummel alles letterlik voor hom. Die Here vir wie niks onmoontlik is nie, is by ons. Hy is ons groot bevelvoerder. Die God van Jakob sal ons beskerm. Kom kyk wat die Here alles op die aarde doen. Dis verstommend. Hy maak oor hulle einde aan die bekleierheid tussen mense. Die wapens waarmee mense oorlog maak, vernietig hy met vuur.
God antwoord nog voor jy vra. God antwoord wanneer die koels rondom jou weer galm. Ons ry die eerste hier weg by die kerk, 11:15, dit voel of ek hier, dit lyk of ek in 'n oorlogsone inry, want oral gaan sulke ligte aan en hulle ontplof hier rondom my, en ek sit maar net en ek ry. En ek hoop nie 'n vuurpyl kom hier deur die motor nie. Jy het ook so gery nou die nag, nê? Met die vuur wat hier rondom jou is. Hy is die groot bevelvoerder, hy is die oorlogsheld, hy is in die boodskap van hoofstuk 19 van Openbaring, die ruiter op die wit perd, die een wat sê, ek veg die oorlog, en sê die metafoor, ons sit met wit leer op ons perde, hy veg en ons is net toeskouers. Want as jy in jou krisis kom en in jou ellende kom, en as daar bakleiery en wat ook al is, God is by ons. Een skuif hier terug asseblief. God is by ons. Niks is vir hom onmoontlik nie. Maar weet jy, ek was 'n baie swak pa gewees. Ek het my kinders alles gegee wat hulle wou hê. Andre het net Adidas gedra. Die buiteklere was Adidas, die binneklere was maar gewone jockey. Want ek dink nie jy kry Adidas nie. Christof het net Nike gedra en ek het net gekoop, maar ek is 'n swak pa en hulle is spoiled brats. Maar weet jy wat is 'n goeie pa? 'n Goeie pa ken net een woord en dis nee. En partykeer as jy by God is, want kan God ook nee sê. Ag, en hy sê dit partykeer sommer net in die stilte, daar's net geen antwoord nie. Jy bid om die lotto te wen, en daar's net geen antwoord nie. Here, help my om die lotto te wen. There's silence in the room. God antwoord nog voordat jy vra. Maar kan jy dink as God vir jou alles moes gee wat jy gevra het, watter chaos sou dit gewees het? God kom op 'n punt dat hy sê, ek is die groot bevelvoerder en ek ry voor en ek hou jou en ek kan vir jou nee sê dat jy nie in die geveg moet kom nie. Ek is altyd getroud, selfs in die littekens van jou wonde was ek getrou. Maar ek is by jou. Ek gee nie vir jou klip as jy brood vra. Ek gee vir jou my teenwoordigheid en my liefde, want ek is in beheer. Onthou jy? Vlug uit jou skrik, vlug na jou vreugde, vlug as God antwoord. En dan eindig hierdie psalm, ons het daar net nou gesing, baie dankie vir daai wees stil van Retief Burger. Jy ken hierdie verse 11 en 12. Wees stil en weet ek is God. Ek regeer oor die nasies, oor die hele aarde. Elke mens sal erken dat ek die belangrikste is. Niks en niemand is en kan so belangrik wees soos ek nie. Die Here vir wie niks onmoontlik is nie, is by ons. Hy is ons groot bevelvoerder. Terug na die vorige vers. Nee, gaan aan, terug na die vorige gedeelte. Die God op wie Jakob ook vertrou het, sal ons beskerm. As jy reg vlug, raak net kalm. Hoeveel keer het iemand al vir jou gesê in die gesin, word net kalm, word nou net rustig. Hoeveel keer, wys bietjie vir my. Raak nou net bietjie kalm. Want wees stil is die ander vertaling, raak kalm. Maar as baie mense met jou praat, is dit nie 'n kalmte nie, maar is dit sulke walms. Wees stil en weet, ek is getrou. En elke mens gaan bely. En elke mens wat vir jou sê, hoe sleg dit met hulle gaan, bedank uit die juigkoor.
Unfriend hulle. Haal sy naam af van jou kontaktelyst, want hy is 'n negatiewe juigkoor, en hy wil nie hê jy moet stil wees, en jy moet vertrou nie. Hy blaas die vuur aan van wanhoop, en van wantroue. Dat jy God nie raak sien nie, maar dat jy net na jouself en jou omstandighede kyk. Maar God het 'n plan vir jou. God wil vir jou vrede gee. God wil 'n kalmte oor jou bring. Wil jy nie daaroor bid nie? Wil jy dit nie een van jou groot fokuspunte maak hierdie jaar? Dat jy net sal sê, wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar, ek sal jou altyd bewaar. En miskien sit jy op die stoep met jou koffie, maar jy fokus nou om reg te vlug. En jy fokus nou om te weet dat as jy reg vlug, raak jy kalm. En as jy reg vlug, ontantwoord jou. En as jy reg vlug, vlug jy in jou vreugde in. En as jy reg vlug, vlug jy uit jou skrik uit. So gaan drink jou koffie. Laat die vuur laag brand. Skuif jou fokus. Jy mag vlug. Vlug na God. Amen. Ek gee geleentheid vir jou vir stil gebed waar jy net nou kan reflekteer op wat jy by die Here deur die Heilige Gees gehoor het. Kom ons word so vir 'n minuut of wat stil, moenie dat die stilte jou rattle nie, wees kalm. Kom ons bid en dan sal ek afsluit. Hemelse Vader, in ons onsekerhede vir 2026 is daar by ons baie vraagtekens, maar verander U self die vraagteken in 'n uitroepteken. En ons dank U dat ons uit ons skrik uit kan vlug na U toe. En dat U daardie vrees wat ons wil oorweldig, daardie swart hond wat ons wil aftrek in die diepste kuil, dat U ons daardeur help. Dankie dat ons vreugde in U teenwoordigheid mag belewe, dat ons opgewonde is oor die nuwe Jerusalem. Dankie dat U op U tyd ook vir ons antwoord in ons roepe na U. Maar laat ons in hierdie jaar asseblief Heer deur die Heilige Gees net kalm wees. Skep U by ons daai rustigheid, skep U by ons daai warm gevoel van die Heilige Gees wat net in ons woon en in ons werk. En as ons in die klein ure van die nag in die donkerte rondrol en op die bed se rand sit, en ons nie weet lig of donker waar na toe, kom o Heilige Gees, Skeppergees, kom in al die waarheid en kom in al die volheid, vorm ons en maak ons net soos U wil. Dankie vir hierdie oomblikke van lering, dankie dat ons hier kan uitgaan om te weet, ons vlug na God. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.